Welkom terug. Jy is ingeskakel op Goeiemôre, Good Morning. Op die 18de Mei hierdie jaar het die voormalige rugbyster Reino Nel 'n geskiedkundige titel verower. Hy is aangewys as die sterkste man in die wêreld. Arnold stem natuurlik glad nie saam nie, so hy het hom ateljee toe genooi sodat hulle kan boks vir die titel. Arnold, is jy reg? Ek het dit nie gesê nie. Ek het dit nooit gesê nie. Hartlike welkom by Goeiemôre, Good Morning, Reino. Reino, ek kan sê dat ek 'n strongman fan is. My man kyk dit al van die dae van Eddie Hall, Mariusz Pudzianowski, al daai tipe mense. Is dit iets wat jy as kind gekyk het en gedink het, eendag gaan ek ook daar wees? Ja, so die dorp waar ek groot geword het, Appington, het Gerrit Badenhorst altyd. Eerstens, dankie dat julle my het, maar Gerrit Badenhorst het altyd kom demos doen. En dis waar ek die sport leer ken het. Maar nooit gedink dit is wat ek wil doen nie, maar altyd geweet van die sport en so in die agtergrond maar dopgehou wat gebeur in die sport, maar nooit aktief gevolg nie. Tot so net meer as 2 jaar terug wat ek amper 'n lightbulb oomblik gehad het en gesê, okay, kom ek doen die sport. Ek oefen nou al vir 'n hele week lank om net jou hand te skud. Ek net sê, dis nie so erg nie. Ek het gedink ek is verskriklik geïnteresseerd om te hoor jy het vir die Cheetahs gespeel, né? Nee? Ja, so ek het junior rugby gespeel en ek het 1 seisoen Challenge Cup gespeel, maar ek het daarom so iets wat uitgedraf vir hulle, maar my bulk van my rugby was maar by die Sentrale Universiteit vir Tegnologie in die Varsity Cup. Ja. Dit is maar waar ek baie jare spandeer het. So ek sien myself as 'n goeie student, maar ek het rugby gespeel omdat ek lief was vir dit. Ek wil net uit vir die Cheetahs gespeel. Het ek dit genoem? Ek het dit gehoor. Een van die dinge wat vir my interessant is van julle kompetisies is dat julle weet nie tot redelik kort voor die kompetisie wat die kompetisie gaan insluit. So jy moet regtig wyd oefen want hulle kan vir jou enige van die oefeninge gee wat jy moet doen. Hoe werk mens daarvoor? Korrek, en die ding van Sterkman is ook, die organiseerders sal baie keer hulle eie idee volg, want ons wil kyk wie is die sterkste, basies maar in alledaagse bewegings. Dis soos 'n loading medley, dis net sowel jy by die huis vat jy iets en jy laai dit iewers op, of farmers walk, dis soos om sakkies te dra. Ja. So dit is maar, baie keer kom die organiseerder met 'n week voor die tyd met sy blink idee, jy moet hierdie vreemde voorwerp so ver gooi, so 'n voorbeeld verlede jaar Turkye met die Strongman Champions League finaal wat ek gedoen het, moes ons 'n groot klip op die strand gegooi het so ver as wat jy kan. En hoe oefen jy vir dit? Nee, jy daag maar nou op en hoop maar net jou basiese krag trek deur en jy kan dit doen. Reino, die ding wat vir my eintlik so bly maak oor jou oorwinning en jou titel, is dat daar nou amper 'n groter bewusmaking is in Suid-Afrika en eintlik wêreldwyd oor hierdie sport wat eintlik so 'n spesifieke ding is wat soveel tyd en moeite verg om jou te kry tot daar waar jy is. Hoe voel jy dat jy nou die poster child is vir World's Strongest Man? Ja, ek dink die groot ding veral in Suid-Afrika, want ons is regtig sterk mense in Suid-Afrika. Ja. Ek meen, ek dink nie enigiemand van die res van die wêreld sal vir een van ons rugbyspelers sê jy's nie sterk nie. So nee, ek dink daar's soveel potensiaal om die sport te groei in Suid-Afrika, en is regtig. Ek hoop dat ons nou begin 'n groot kompetisies ook hier kry van oorsee af. En laat mense sien, dis eintlik 'n baie lekker sport om te kyk ook. So ja, ek dink daar's groot potensiaal, en of dit nou ek is of iemand anders, ek's net bly dat ons die sport bietjie kan groei en blootstelling gee. Jy het 'n voltydse werk op die oomblik, jy's 'n elektrotegniese ingenieur, maar die feit van die saak is jy het besluit om te maak oor die volgende paar weke, maande. Vertel vir ons daarvan. Gee ons net so 'n bietjie insig. Waar staan jou kop heen? Ja, so vir my die groot ding is albei is groot passies van my. Ek wil nie iets opgee waarvan ek baie hou nie, want dan dink ek die ander kant gaan. Ek hou van 'n gebalanseerde lewe. Dit is nog familielewe saam met dit ingesluit. So ek wil nie drastiese spronge maak en iets net opgee wat ek oor spyt gaan wees nie. Ek werk vir fantastiese mense wat my ondersteun en wat ek doen. So ek is gelukkig met dat selfs nog voor met die voorbereiding kan ek beide uitoefen en regtig voluit gaan soos wat ons nou gesien het. So ek gaan nie drastiese besluite maak nie, ek vat dit maar soos dit kom. Reino, jy staan daar langs iemand soos Mitch Hooper en jy is op daai platform. Was dit vir jou ooit op daardie stadium die oomblik net dalk te groot? Intimiderend. Ja, kyk, op die einde van die dag, ek is 'n kompeterende persoon. So wie ook al jy is, as jy teen my deelneem, gaan dit my nie afgooi nie. Maar ek moet sê, na die tyd, as mense nou besef, dit is hierdie ouens wat, ek meen, Mitch Hooper en Tom Stoltman, wat is fantastiese ouens, wat al so baie in die sport gedoen het. So nee, om teen hulle net deel te geneem het, is fantasties. En soveel lekkerder om hulle met my eerste slag te kon wen. Maar ja, dit is
dit voel nog bietjie onwerklik. Jou lewe die afgelope paar weke is soos 'n warrelwind, nie waar nie? Ek meen jy sê vir my net nou, jy's elke dag is daar 2 of 3 onderhoude. Hoe hou jy by? Ja, my vrou het ingespring en baie gehelp, Ja. so sy maak al my boekings en so. Maar dit is ek staan in die oggend baie vroeg op, kyk na my boek wat ek moet doen vir die dag en ry van een onderhoud na die ander onderhoud tot laat aand. So dit was 2 weke van my lewe nou. Maar nou gaan ek vanaand vlieg ek nou Italië toe om bietjie te gaan deelneem daar in Nederland. So ek gaan nou terugskaal op dit en nou weer fokus op ek moet nog steeds 'n sterk man wees op die ou en die vandag en presteer. So maar dis goed. Dit's 'n baie groot verandering in my lewe. So maar die meeste maak van dit. Ja, tyd maak om te eet en tyd maak om te oefen. So, ons wil sien wat se staal van Reina gemaak is. So Pieter het iets opgestel vir jou Reina buite die ateljee. So ons gaan nou vra dat jy 'n bietjie uitstap en saam met Pieter gaan iets doen. Ons het 'n idee wat dit is nie. So jy kan maar nou gaan. Pieter, is jy reg daar vir Reina? Nou ja, toe, ek wil net sê ons staan weer hier in die koue, ons trotseer dit. Reino is nou wel die sterkste man in die wêreld, maar Tuis wat hier langs my staan, hy reken hy is die sterkste man in Montana, Pretoria. En terwyl Reino sy werk om ons te maak, ek moet net sê, ek haal my hoed vir jou af van wat jy so in die koue staan, maar van ons kant af ook baie welkom. Net so vinnig en kort, wat is hierdie? Ja, so hierdie is 'n hoedsevel. Dit is 'n klip, 'n baie bekende klip in IJsland wat nou al honderde jare kom, wat die klip dra hulle om 'n skaapkraal. Ja. En dis nou al 'n groot ding is wie kan die klip die verste dra. So ek het nou gedink vandag kom ons dra, maar kom ons kyk of julle manne hom ten minste kan optel. Okay, maar is daar sekere tegniek gaan jy ons eers wys of Ek gaan julle wys. So die groot ding is nou maar jy moet baie hard squeeze om die klip op wel die sak in die geval op te kry. So as jy gaan sak lekker laag af, kry jou arms om. En dan squat jy hom op. Yes! laat dit so. Yes! So As squat jy hom op. Tuis, ek dink kyk vir my jy's reg. Ja, Tuis het voor die tyd so 'n paar reps gedoen. Hy het nou net op kamera weer. Ah, jy sê jy squeeze hom. Hy squeeze my. Nee, ek sê. Kyk net daar. Amper poppetjies. Nee, Pieter Joubert. Nee, wat waarvan wil jy praat? Squeeze Piet. In elk geval. Staan jy gou hierso by my Reino. Wat ek wou sê is, hierdie is nou wel nie 'n harde klip soos wat die ouens in die praktyk gedoen het nie, maar is dit op dag 1 van jou kompetisie? Wanneer kom hierdie ouetjie of is dit 'n surprise? Dis 'n surprise. So ons weet gewoonlik dis enigiets tussen 5 en 10 goeters oor 1 tot 4 dae. So die triek is gewoonlik as jy hierdie ding kry op 4de dag en jy al baie gaar, wanneer jou larig en alles vir jou skree. So ag, dis wat strongman interessant maak. Dis altyd iets anders. Die ander lekker ding van strongman, ek weet nie Tuis of jy saamstem, buiten dat jou kragte so getoets word is die lekker eet wat ou seker moet daar saam. Is dit lekker eet of is dit net baie eet? Dis baie eet. Ek het toevallig 'n uur terug het ek my program gekry vir as ek nou gaan na kompetisies toe. En wat strongman so anders maak is my program sê pertinent 2 puddings 'n dag bysit. So dit maak dit baie lekker. Luister, en jy was letterlik soos die underdog, né? Jy het van nêrens gekom en almal verras by hierdie kompetisie. Ja, ek dink ek tot 'n mate myself ook verras. Ek het gemik vir top 10 en ek dink ek's die eerste omtrent 30 jaar die eerste ou wat op dit dit kan wen. So ja, nee, ek's baie geseënd om dit te kon doen. En weet daar was al 'n paar manne, ek onthou 'n era van Wayne Price, onthou jy van Wayne Price wat baie gedoen het om kragman kompetisies en hierdie ding van te doen. Is dit ook jou plan om hierdie net bietjie meer bewus te maak vir mense? Jy weet, mense bewus te kry daarvan. Ek glo die blootstelling help klaar net om in Suid-Afrika te sê ek doen sterk man en mense weet wat is die sport. Dit is klaar 'n groot stap vorentoe. Ja, so. So nee, ek dink ons kan regtig nou op hierdie bou en sport 'n groot sport maak in Suid-Afrika. Wel, ons is super trots op jou. Ou, ek Ja, yes, ek probeer nog my asem terugkry, weet as ek hierdie ding gesqueeze het. Nee, maar wel dan en baie dankie. Dit sê nog 'n lekker een vir Suid-Afrika oor die algemeen. Ek wil kyk hierdie bees. Ek wil is hy hierdie ding uitwerk kan kry maar UFC toe gaan of iets soos dit, jy weet. Ek het nie heeltemal gehoor wat dan met jou gesels in die ateljee, maar het jy sport gedoen buite hierdie? Het jy ooit rugby gespeel of so iets? Ja, so ek was rugby speler. Dit is 'n Jy sien, het jy. Maar Annie seker, want jy was 'n cheetah, né? korrek. Hy het dit pertinent gesê 'n paar keer. Ek vra verskoning Annie, dit wys jou net ons het gestaan en tande tap hier in die koue terwyl jy lekker warm daar binne gesit. Hoe lyk die pad vir jou van hier af vorentoe? Ja, so hierdie naweek neem ek deel in Italië, volgende naweek in Nederland. So ek het 'n baie vol skedule.
Ek dink ek neem dalk te veel deel hierdie jaar, maar ek gaan nou met dit en ek probeer maar ek's nog baie nuut in die sport, so ek probeer maar soveel as moontlik ondervinding opbou. En jou kuiertjie in Suid-Afrika was nie net kortstondig nie, maar ook baie besig. Korrek. So ek gewoonlik as ek kompetisies toe gaan, dan rus ek om te gaan deelneem. Nou gaan ek deelneem sodat ek rus. Prima, ons waardeer dit en wat vir my ook lekker is jy het 'n ou wat jy het oral ingeval want almal wou 'n stukkie van Reynou hê om te sê, luister, kom gesels met ons, vertel vir ons daarvan en dit wys ook jy net hoe super trots ons as Suid-Afrikaners op jou is. Ja, dis fantasties. Ek het nie gedink ek gaan hierdie ondersteuning kry nie. Dit is regtig asof my wen mense dit hulle eie maak. So dit wys net Suid-Afrika is regtig 'n land wat mekaar wil ondersteun. My Van terug gaan studeer toe my vriend. Dink jy ons moet nou Ja, nee, wat? Ja, toe, dis die wêreld se sterkste man op hierdie stadium, Reynou, en jy moet net bly waar jy is. Hulle kan maar nou vergeet van nog 'n koppie koffie, kry vir jou 'n heerlike ontbyt. Net hierna gesels ons met Dr. Tinus Smit om te hoor hoe hy lewens ook verander. So, lekker, goeiemôre. Sure. I do want to point out, Roz, it's interesting. They call him overseas, his nickname is Rhino. Maar ek dink is bloot net omdat hulle nie Rhino kan sê nie. Maar die wonderlike ding is, het ek genoem dat hy vir die cheetahs, ek het dit gesê. Ai, Ek het dit Arnold, genoem. ons het dit nou hoeveel keer gehoor. Ons is so trots op Reynou en so opgewonde oor sy prestasie en regtig net dit is ongelooflik om te sien hoe Suid-Afrikaners weer eens I don't want to get into this thing, but no DNA, just RNA, RSA, right? Ja. So very, very exciting to see everything that Reynou has gotten up to, and we are so proud of his success, en ons is ook so dankbaar dat hy vir ons kom sien het vanoggend. Net hierna gesels ons, soos wat Pieter gesê het, met die bariatriese chirurg, Dr. Tinus Smit, oor hoe hy lewens verander vir mense wat dalk met vetsug sukkel. So dit gaan net hierna gebeur. Maak seker jy bly ingeskakel. Dit is Goeiemôre, good morning. Ons is net na die advertensiebeurt terug.